Romeine 11 vers 25 tot 32 vertel hoe God sy storie deur ons as mense skryf. Die verharding van Israel lei tot die redding van die heidene en dit sal lei tot die redding van die hele Israel. Dit beteken nie elkeen nie, maar 'n groot getal. In Joshua 7 vers 25 hoor ons byvoorbeeld dat die hele Israel vir Akan met klippe doodgooi. Dit beteken nie dat elkeen hom met klippe gegooi het nie, maar wel dat baie mense daarbey betrokke was. Die redder wat uit Sion kom is Christus wat uit die nuwe Jerusalem sal kom en 'n einde bring aan al die goddeloosheid en verkeerde in hierdie wêreld en alles nuut sal maak. Ons hoor dat die Jode wat hul verhard het deur die evangelie te verwerp, die vyande van God is, maar dat God hom aan hul verbind het en hy nie sal teruggaan op sy woord nie. Soos Maleagi 3 vers 6 sê, die Here verander nie, so hy soek nog altyd die redding van Israel. Deur Israel se verharding roep God nou in sy genade alle mense tot bekering. God wil hom oor alle mense ontferm, wat beteken dat die Here die redding van elke mens soek. Daar is dus hoop vir Israel, want God hou nie op om hul in genade na hom terug te roep nie. Paulus gaan dan oor in 'n loflied oor die grootheid en genade van God, deur tekste uit die Ou Testament uit Jesaja 40 vers 13, Job 15 vers 8 en 41 vers 2, ook Jeremia 23 vers 18 aan te haal, om die Jode wat hul verhard het, deur hulle eie skrifte te laat besef wie God is en hul na God terug te roep. God skryf die storie van sy liefde aan verlore mense, deur hulle wat luister en hulle wat nie luister nie. En ons moet hoor dat God wil hê dat elke mens gered moet word. Hoe vorm jy vandag deel van God se storie? Help jy hulle wat verlore is om Christus as verlosser te vind?